Mom en hulle het hiernatoe gekom om by 'n regte vuurtoring te wees. Maar toe ontdek hulle dat die lig lanklaas gebrand het en dat daar niemand meer werk nie. Die ding is aan baie oud hoor. Dink pappa die lig is gebreek. Ek weet regtig nie wat om te dink nie. Ek ken nie die soort masjiene nie. Hier, Kyk 'n bietjie wie's daar. Daai visserman en die seentjie wat ons gesien het. onthou jy hoe snaaks was hy man? Ek weet jy hulle bly hier iewers op die eiland. Ag, dankie tog julle twee. Wil julle dit nie sommer daar by die deur neersit dat ons eers klaar skoonmaak nie, asseblief? Sjoe, maar die plek was darm vuil geweest. Ja, sis, dit was nie vuil geweest nie, dit was vieslik. Ja, jy kan sommer sien die plek is lanklaas skoon gemaak. Dit beteken natuurlik dat die vuurtoring se lig ook lanklaas gebrand het, né? O, ek hoop pappa sal hom kan regmaak. Dink jy hulle gaan probeer om die vuurtoring se lig weer te laat brand? 'n Vuurtoring sonder lig is baie hartseer. Toe nou, treurigheid op note. Ek's moeg van die gesukkel, brand nou. Ek gee jou nog net een enkele kans. Brand nou of ek wys jou wie is baas. Jy moet regkom en weer jou werk begin doen. Wat gaan gebeur as daar vannag 'n skip verbykom en jou lig brand nie, hè? Ag, toe brand tog nou. Sies tog, die arme skip sal teen die rotse vasvaar. En as hy stikkend. As die vuurtoring vir so lank al nie meer werk nie, het hier seker baie skepe op die rotse geloop. Jy noem dit skeepswrakke. Hier mag baie van hulle hier rond wees. Regtig maar, pa. Ja, ons moet môre 'n bietjie gaan kyk. Ek sal my glad nie verbaas as daai spookskip wat ons gisterand gesien het, een van die skeepswrakke was nie. Ek wonder nog die heeltyd hoekom die man wat hierso gewerk het aan die vuurtoring sommer net so onbeman sou gelos het. Oor al die gevare. Asseblief tog my moenie weer begin nie. Ag man, ek begin nie weer nie. Jy kan mos sien as die waarheid. Die man moes van 'n eislike gevare wegvlug. Hy het nie eens bed opgemaak of sy klere opgevou nie. Jy kan sien die man het gevlug. Weg van 'n afgryslike gevaar af. Miskien 'n monster of iets. Dalk 'n mensvreter. Sies tog, ek wonder watter soort lewe het hy gelei. Dit lyk asof hy vreeslik eensaam was. Oral op die mure het hy goeters geskryf waarin jy kan sien hy was eensaam. Daarin kan jy ook sien hier het bitter min skepe ooit hier langs gekom. Hierdie man was beslis baie eensaam. Nou ja, as dit die geval is, dan is daar miskien tog nie soveel skeepswrakke hier rond nie. Ek hoop dis so, want skeepswrakke maak my baie hartseer. Dalk was daar 'n seemonster een stormagtige nag wat die ou man kom haal het en hom onmiddellik opgevreet het. Nee, want ek dink nie so nie. Op 'n stormagtige nag sou hy eers die vuurtoring se lig aangesteek het en dan vir hom 'n lekker glas soet sherry geskink het. Miskien het iets hom gevang toe hy nog sherry gaan soek het. Is dit daar niks slegs gebeur nie. Hy het eensaam geraak en toe gaan hy terug land toe om sy meisie te gaan haal. Ons moet baie mooi kyk waar ons trap. As ons hier gly sal ons binne in die see val. Ja, ons moet veral versigtig wees vir die groen plekke. Daar is die rotse baie glad. Ja. Is jou been gebreek? Nee, wat ek maak keer niks nie. In die donker kan 'n ou die mos nie mooi sien nie. En dit? Wat's verkeerd? Kyk daar's 'n skip of iets. Ag, ek wens tog ek kon beter gesien het. Dit lyk vir my na 'n baie groot skip. So waar 'n regte, egte eislike skip. Dis nie 'n regte een nie. Wat bedoel jy? Dit is die spookskip van gisterand. Sien jy dis hy? Ek dink jy's reg. Ek wonder nou net hoekom sou hy daar omgedraai het en teruggekom het na die eiland toe. Ek wonder ook. Ek hoop hy het besluit om ons na die eiland toe te volg omdat hulle ons wil dophou en kyk wat ons maak nie. Miskien moet ons teruggaan. Ek is 'n bietjie skrikkerig. Wat's verkeerd? Bly stil man, jy pla my. Ek is besig met 'n wonderlike droom.
Dit het vir my gevoel of iemand op my gesig getrap het. Man kan op jou gesig getrap het nie. Ons probeer almal slaap, man. Dis baie snaaks. Daar staan nou iemand op my maag, julle. Ag, kom nou, Boeman, ons wil slaap, man. Ekskuus tog. Bobo, kyk asseblief of jy iets op my maag sien. Dit voel of daar iets op staan. Daar's niks op jou maag nie. Oh! Ai, wat's dit? Wat? Daar's wel iets op jou maag. Maar ek kan sowat nie sê wie of wat nie. Wat sien jy? Ek sien net 2 swart voete. Net 2 voete. Net 2 voete. Iemand help my, is iets vreesliks verkeerd. Help! Ek wil slaap. Hou op met jou simpel gekerm, man, ek wil slaap. Ag nee, nou is hy op my gesig. Help iemand, doen dit. As jy simpel pote kry, buite kan jy My, dis my voet Waar wat jy hy dink byt. ek kom kan karate? Ja. Hoe lyk dit? Gaan jy vis vang? Raak nee. Nou maar in daai geval dink ek gaan ek 'n bietjie by die ouens daar by die vuurtoring kuier. Mag ek soontoe gaan? Maak maar net wat jy wil. Ek sal voor ete terugkom. So, julle sê hier gebeur snaakse goed snags in die kamer. Vreeslik is naak so goed. Die ding het voete en nie 'n lyf nie. Toe maar ek sal vanaand hier slaap, dan sal ons sien. Gaan pa die voete ding skrik maak, pappa. Ag nee, wat? Ek kry nie mooi skulpe nie. Ek ookie. Wat is verkeerd met die een hier? Ai, kyk net hierso. Toe nou vat hom, ek het hom vir jou gebring. Wat is jou naam? Ek is Spok, die spookie. Sê my spook, is dit jy wat vir Moemen laasnag so geplaat het ek moes sukkel om te slaap? O, ek is jammer, daar was 'n hele paar van ons gisterand. Julle moet vir julle gedra. Jammer, Rosalie weer nie. Moenie dink ek laat my omkoop met 'n skulp nie. Kom aan, wys julle self. Ek is jammer, maar die ander is almal vanoggend vroeg hier weg met die skip. O ja? Vir wat dwaal jy dan nou nog hier rond? Ek wil nie eintlik hier wees nie, maar jy sien hulle het Sê nou jou sê. Hulle het my vergeet, nou is ek alleen. Wat vertel jy ons? Ek weet jou, hulle het jou sommer as prissie vergeet. Want jy is die simpelste spook op dese aarde. Ek weet. Ek kan nie uitwerk wat is verkeerd met die lendige ding nie. Eers gou hier sal losmaak. Ai, Papa, het pas hier gekry. Nee wat, my kind, ek dink daarom nie ek het nie. Hy het net skielik ontplof. Help my dat ons die vensters kan oopmaak. Dit was lekker. Dit was die lekkerste sop wat ek nog geëet het, mevrou, dankie. Nou wat dan van nog so 'n bietjie? Ja, as daar nog is asseblief. Wil mevrou nie vir my leer hoe om dit te maak nie, dan maak ek dit party aande vir ons twee gaar. Wat is jou goeie vriend se naam, jong man? Nee, ek weet self nie wat sy naam is nie. Ek ken hom nie baie goed nie. Ek kom nie eintlik van hier af nie. Ek kom van die noorde af. Ek is omtrent so 3 maande gelede met 'n boot daar weg want ek wou eintlik vreeslik graag na Moevallei toe gegaan het. Ons bly in Moevallei. Hy is so waar, maar jy is baie gelukkig want almal vertel altyd hoe vreeslik mooi as in die Moevallei is. Maar soos ek wou sê, daar was toe 'n verskriklike storm gewees en ons boot het gesink en almal het verdrink, maar toe red hy my en van toe af bly ek maar hier by hom. Lyk my hy praat maar min oor homself of waar hy vandaan kom. Hy praat nooit oor homself nie, maar ek weet hy het 'n baie groot geheim. En hoe weet jy van die geheim? Wel, partykeer kyk hy vir lang rukke na die vuurtoring en dan lyk hy so verskriklik hartseer. Sis tog, ek wonder hoekom. Ja, ek wonder self. Ek het hom eendag gevra, maar hy het so kwaad geword dat ek besluit dit is beter om dit te los. En is dit nou vir jou sleg om by die man te bly? Nee, wat mevrou, ek wil by hom bly. Ek voel baie dankbaar oor hy my lewe gered het die aand met die storm. Nou probeer ek hom maar 'n bietjie help in die huis en so aan. Mamma, hoe lyk dit gou met 'n koppie koffie? Dadelik my ou man, hoe gaan dit daarbo? Kry jy hom reg? Hey, tog ek moet erken ek sukkel. Maar ek gaan nie vir my laat wen nie.
Dag sê, was jy nie gisterand op daai vissersbootjie nie? Dag sê, ja ek was. My naam is Rooikop meneer. Nou, toe nou. Wie, ek soek eintlik na jou vriend, maar ek kan hom nêrens kry nie. Daar's iets wat ek dringend vir hom wou gevra het. Wat wou jy gevra het? Ek wou vir hom iets oor die vuurtoring se lig gevra het. O, dis jammer want hy wil nie praat oor die vuurtoring nie. Wil jy nie maar probeer om dit vir my te reël nie, asseblief tog? Ek sukkel so om die vuurtoring se lig weer reg te kry. Ek het net 'n gevoel hy sal my daarmee kan help. Lyk nie vir my of daar iemand is nie. Dalk het hulle weer gaan visvang. Kom ons gaan kyk. Waaroor wil jy hom sien? Omdat ek iets het om vir hom te vra. Kom nou. Miskien weet hy waar is die man wat in die vuurtoring moet werk. Miskien kan hy selfs vir ons sê of daar dalk iets met hom gebeur het. Dis wat ek vir hom wil vra. Goeiemôre, my naam is Moomin en dit is my maat Boeboe. Ja, wat kom soek julle twee hier by my huis, hè? Meneer, bly meneer hulle die hele jaar deur hier op die eiland. Het meneer dalk die man wat hier by die vuurtoring gewerk het geken? Sukkel hierdie mense. Wil meneer nie vir ons iets van hom vertel nie? Asseblief tog meneer, ons vra mooi. Hy hou nie daarvan as mense oor hom wil praat nie. O, wonderlik, dan het meneer hom geken. Sê vir ons waarna toe hy gegaan het. Hey, Asseblief meneer. Is hy weg omdat die vuurtoring nie meer werk nie? Asseblief meneer, sê vir ons wil die vuurtoring vreeslik graag regmaak. Ag, asseblief tog, of dan kan meneer ons self kom help. Asseblief tog meneer, my pa sukkel verskriklik. Hy wil so graag hê die lig moet weer brand. Sê asseblief vir ons waar daai man is sodat ons hom kan vra om ons te kom help. Of miskien kan meneer ons sommer self kom help. Asseblief meneer, dink net aan al die arme skepe wat in die storms gaan vergaan. Dink net hoeveel lewens ons kan red as meneer my pa gaan help om die lig weer te laat brand. Dink net bietjie daaraan. Los hom uit. Ja, goed. Miskien kan hy nie help nie, nee. Dis reg, of miskien is dit net vir hom swaar om ons te kom help. Ek dink dit is tyd om te loop. En dit? Wat dink jy maak Moepappa hulle nou daaronder, Moomin? Lyk vir my of pappa daai twee help om 'n vlot te bou. Ai! Kom, ons gaan ook help. Julle is altyd weg as 'n mens julle nodig het. Wat vang julle nou alweer aan? Ons bou 'n vlot. Hoekom? Wat bedoel jy hoekom? Dit was niks met jou te doen nie. Hy behoort aan ons. Maar hoekom het julle 'n vlot gebou? Vir ons een wil bou jou af. Nee, moe pappa. Ja, my, ons bou gou 'n vlot vir ons eie lieflike klein spookie. Spookie? Hy moet nou hier iewers wees. Ek weet julle dis daai spook wat gisterand op my geloop het toe ek geslaap het. Ag man, ek is jammer oor gisterand. Maar jy's reg, dit is ek wat op jou getrap het. Waar is jy dan nou? Jy staan dan baie ongeskik. Jy moet jouself wys as jy met 'n mens wil praat. Skus man, ek vergeet. Ja, ek moet sê jy lyk sowaar nogal na 'n spook. Ek is bly jy dink so. Jy weet natuurlik dat spooke maar baie simpel in die dag lyk, né? Jy het gesê ek moet verskyn. Ek het altyd gedink spooke sal 'n mens banger maak. O, maar hoe kan? Maar dan moet jy jou laken hê. Ek het gestaan my laken vergeet, anders sou ek jou baie bang gemaak het. Hulle dacht die vuurtoring is 'n kasteel. Dis waarom hulle daar wou kom spook. Ons moet in leë kastele gaan spook. Toe kom julle daar, toe's ons daar, toe skrik julle almal spook dood. Kom lyk jy so vreeslik ongelukkig spookie. Oor sy maats vir hom weggery het op die spookskip oor hy so gedraai het. Maar dit was nie my skuld, want ek moes eers nog vir die man van die vuurtoring gaan vertel het van julle. Die man van die vuurtoring? Wat wil jy van ons sê? Ek wil hom sê daar bly snaakse, ek bedoel daar bly vrede, jammer. Ek bedoel daar bly nou onbekende wesens in die kasteel en hy moet liewer saam met ons kom want ons is tog nie so gevaarlik soos sulke vreemde wesens nie. Weet jy waar die man van die vuurtoring bly? Ja, hy bly aan die ooste kant. Hy het die pragtigste deel van die eiland vir hom gevat, maar hy was so snaaks hy wou nie eens met my gepraat het nie. Maar nou hoor ek hy werk nie meer by die vuurtoring nie, so dit maak in elk geval die saak. Dankie vir my mooi spookvlot en my vlag, julle ouens. Jy moet versigtig wees. Ja, en pas op dat jy nie verdrink nie, spook. Maar ek kan tog nie verdrink, ek moes 'n spook het jy klaar vergeet, moe my. Ek sal julle volgende keer beter bang maak, hoor. Ja, dit sal lekker wees. Ek hoop jy kry gou jou vriende. Jy sal tog nie vir my kan bang maak nie. Totsiens. Miskien maak ek nog vir jou. Jy moet maar probeer, kyk of jy dit reg kry. Nou ja.
Daar verdwyn hy toe nou. Ek hoop regtig hy gaan veilig wees, want ek moet vir julle sê, daai vlot is maar taamlik treurig gebou, hoor. Wat maak dit saak? Hy spog dan so vreeslik dat hy nie kan verdrink nie omdat hy 'n spook is. Hoor bietjie hier, mamma. Maar luister na jou, Moomin. Wat alweer gaan visvang, mamma. Ja, hy het vir my gesê hy gaan, my kind. Mamma, dis al wat pa deesdae doen. Hy werk nooit meer aan die vuurtoring nie. Miskien wil ons almal nou nuwe goed doen omdat ons in 'n nuwe plek bly. Partykeer vang pa daarom vir ons 'n vis. Wat 'n ding bou jy daar, my meisie? Ek bou 'n huisie. Bou jy vir jou 'n huisie? Ja, ek bou 'n huisie en as dit klaar is, gaan ek vir my huis bou. Swaar. Ja, my eie huis. Dit gaan die laaste tyd nie goed met my pappa nie. Hy hou nie daarvan om met stukkende goed te sukkel nie. En deesdae sukkel hy baie. Maar hy wil die lig van die vuurtoring so graag weer laat skyn. Jippie, my huis is nog klaar. Kom kyk, julle is by Leier. Moet papa maak gou. Hier kom hy visserman en hy Annie en aan. Die visserman? Ja, en hy seunskind van die rooi koppel. O, ek is bly die rooi kop is by. Jy is nie baie lus om te gaan nie, nee. Jy's reg, maar ek weet ek moet soontoe gaan. Ek moet. Ja. Kom dan. Lekker warm koffie. Nou ja, kom ons drink koffie voor dit koud word. My aarde. Oho. Baie geluk, meneer. Ek verstaan dat dit vandag die verjaardag is. Ja, baie geluk. As ons dit vroeër al geweet het, dan sou my flikse vrou vir u 'n lekker koek gebak het. Verjaarsdae is onbelangrik, veral op my ouderdom. En sal u omgee as ek u vra hoe oud u vandag is? Maar gelukkig het ek al vergeet hoe oud ek is. Ag, ek wens daar nog ons het vir u 'n persent gehad. Ek kan ook nie onthou wanneer laas ek koffie gedrink het nie. Mamma gaan haal gou vir ons die jas. Reg. Kyk net hier. Ek het hierdie lekker ou hoed hierbo gekry. Hoe lyk dit vir u? Lyk dit darem of hy vir my pas? Nogal. Hy behoort natuurlik aan die man wat in hierdie vuurtoring gewerk het. Maar kom ons sit hierdie hoed gou 'n bietjie vir u op. Ek is baie seker hy gaan beter op u kop pas as op myne. Vraggies, dit pas hier so goed, dit lyk of dit vir u gemaak is. Hoekom het u hier weggegaan? En hoekom het u nie die lig aangesteek die dag toe u teruggekom het nie? Iets moes hier gebeur het. Wil u nie vir ons daarvan vertel nie? Ek was so eensaam. Ek het jare lank alleen hier gebly. Toe gaan ek weg. Ek wou nie meer so alleen bly nie. Ek kan dit al te goed verstaan, maar uiteindelik het u teruggekom eiland toe. Ek het seker te lank alleen hier op die eiland gewoon. Ek was dit so gewoond. En dit het vir my gevoel asof ek nie meer op die ander plekke kan onpas nie. Dit lyk vir my of dit u werksklere is die. Wil jy dit nie asseblief vir ons aantrek nie? Luister eers. Asseblief, dit is my vreeslik lekker hier op die eiland. Ek wil hier bly. Wil jy? Ja, maar ek wil net so graag sien hoe lyk jy in daai klere, asseblief. Glad nie sleg.
3 dae later het Moem en hulle teruggegaan huis toe. Hulle is in die aand daar weg in die lig van die vuurtoring. Dit was wonderlik om die lig te sien skyn. Moepappa het skoon vergeet wat die boek wat hy oor die see wou skryf, want hy het nou weer 'n lekker storie gehad vir sy lewensverhaal. Nou ja, dis fluit en die storie is uit, klein Moemen. Maar hy kom gou weer terug, want ons sien daarna uit, klein Moemen. Deur in die wêreld gaan maak ons 'n draai, woeps op 'n pultjie of speelblik as paai, klein Moemen. Moemen. Gou het jy in ons harte gekruip, klein Moemen. 'n redder van ieder en elkeen die knyp, klein Moemen. Jy's ons vriend en ons held, ons gaan waar jy gaan, deur dik en dun volg ons jou selfs na die maan, klein Moemen.